Geliefdes, goeiemôre aan almal. En baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n voorreg dat ons weer hier by mekaar kan bykom en na die tweede diens van ons Pinksterreeks so kan luister. Geliefdes, is altyd vir ons so lekker dat ons hier in die huis van die Here by mekaar kan kom en kan besin oor die Heilige Gees, die dieper waarhede van die Gees, hoe die Gees ons lei en toerus met soveel ongelooflike dinge. En ek wil vir elkeen van julle dankie sê en ek hoop ook so dat die res van hierdie Pinksterreeks julle werklik sal aanraak en julle verhouding met die Here sal verdiep. So geliefdes, kom ons gebruik hierdie geleentheid en ons word stil vir die Here en ek begin vandag se erediens deur vir ons te bid. Here, dankie dat ons as u kinders u naam kan aanroep en weet, maar Here, u luister. Here, dankie dat waar ook al ons gaan, al is ons hier alleen, weet ons, maar ons sal nooit waarlik alleen wees nie. Here, want u Gees het 'n vaste woning binne ons kom kry. Ons is 'n tempel van die teenwoordigheid in hierdie gebroke wêreld. En dankie vir die geleentheid, Here, maar daarmee saam ook die voorreg om te kan getuig. Te getuig van u as ons verlosser, u wat die dood oorwin het. Dat ons kan getuig van u wat u lewe vir ons opgegee het, sodat ons nie die uiteinde van die dood sal ervaar nie, maar dat ons die ewige lewe saam met u sal kry. Dankie dat ons kan getuig van u genade, dat dit nie gaan oor ons eie verdienste of ons eie vermoëns nie, maar alleenlik deur dit wat u vir ons kom gee het. Here, wat 'n voorreg om u kinders te kan wees, wat 'n voorreg om van u woord te kan leer. En waar ons hierdie week ook bietjie stil staan by die wete dat u ons wil gebruik, dat u ons kom toerus met krag deur die Heilige Gees, dat ons werklik 'n verskil kan maak daar waar ons is. Ons dankie, Here, dat ons almal hier teenwoordig kan wees. Ons prys u heilige naam. En Here, ek vra asseblief dat elke dag wat ons 'n pad saam met u stap, ons verhouding sal verdiep en ons meer en meer van u sal leer. Ons prys u heilige naam. Amen. Geliefdes, daar gaan 'n paar gedeeltes wees waaruit ons saam gaan lees. Die belangrike gedeeltes gaan uit Handelinge 1 kom en dan die ander gedeelte kom uit Handelinge 4. Maar ek dink is die maklikste, die van julle wat wel julle Bybels het, maak net by Handelinge oop en julle sal baie maklik na die verskillende gedeeltes kan kyk. Ek wil julle vir 'n oomblik gou laat dink oor 'n paar belangrike geleenthede wat dalk in julle lewe plaasgevind het. Ek wil hê julle moet vir 'n oomblik dink aan die laaste woorde wat julle aan 'n geliefde gesê het. Dit was 'n afskeidsgeleentheid, daar was nie enigsins sprake van wanneer julle daardie persoon weer sou sien nie. Watter woorde het julle aan hulle oorgedra? Of kom ons draai die situasie om en sê maar iemand anders het vir julle totsiens gesê en daar was nie sprake van dat julle mekaar binnekort weer sou sien nie. Watter woorde het hulle aan julle oorgedra? Baie kere met so 'n afskeidsgeleentheid word daar kragtige wyshede, waarhede oorgedra om ons die pad vorentoe te versterk en te bemoedig. Ek deel graag 'n paar voorbeelde waarmee julle dalk kan vereenselwig. Die dag toe julle kinders dalk hoërskool toe gegaan het en die hoërskool was bietjie ver en julle het die keuse gemaak om hulle dalk in die koshuis te sit. Alles is gepak in die kar en julle ry skool toe daar waar die koshuis is en alles is uitgepak en dit kom nou op daai oomblik, daar moet totsiens gesê word. Trane begin so al 'n bietjie loop want wanneer sien 'n mens weer julle kinders? Wat is daar gesê op daardie dag? Watter vertroostende woorde het julle dalk gedeel om hulle te help met hierdie groot hoofstuk waarin hulle nou intree? Nog 'n voorbeeld wat ek dink baie ouers vandag mee 'n bietjie sukkel as hulle kinders gaan studeer. Ek weet dis min of meer dieselfde beginsel, maar die kinders is nou al volwassenes. En dit voel vir baie ouers asof hulle totsiens sê. Wanneer gaan ons julle weer sien? Julle begin julle volwasse lewe. Daarom probeer 'n mens tot die beste van een se vermoë om wyshede oor te dra wat hulle sal help. Leiding te gee in die moeilike tye wat vir hulle voorlê. 'n Ander voorbeeld waarmee ek dink baie van ons al te doen gehad het is familie wat verhuis na die ander kant van die wêreld. Daai afskeidsgeleentheid daar in die lughawe waar almal, nou maar verskoon die woorde, snot en trane huil. En daar moet nou op 'n manier gedeel word wat so swaar op ons harte druk.
Maar ons deel dit, want ons weet nie wanneer ons weer gaan gesels nie, ons weet nie wanneer ons mekaar weer gaan sien nie. Baie kere met so 'n afskeidsgeleentheid word daar woorde gedeel wat werklik 'n impak in ons lewens het. En ek wil so ver gaan as om te sê, woorde wat ons baie kere vorm, wat ons laat groei in die mens wie ons op die einde van die dag word. Jesus se laaste woorde aan sy disippels het so 'n uitwerking op hulle gehad. Ek lees vir julle Handelinge 1 vers 8, wat volgens die boek van Handelinge Jesus se heel laaste woorde aan sy disippels was. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Met hierdie afskeidsmoment gee Jesus vir sy disippels 'n opdrag. Hy sê vir hulle, maar gaan uit. Gaan maak 'n verskil in hierdie wêreld, verkondig wie ek is, wat ek gedoen het. Maar Jesus gaan 'n stapie verder en hy sê ook vir hulle hoe hulle dit sal regkry. Hy sê vir hulle deur die krag van die Heilige Gees. Julle sal versterk word, julle sal gelei word deur die Gees wat 'n vaste woning binne julle sal kry. En geliefdes, tydens vandag se erediens wil ek graag hê ons moet bietjie stil staan by hierdie krag van die Heilige Gees. Wat beteken dit? Hoekom versterk dit ons? Wat het dit vir die disippels gedoen? Want ek dink binne baie geloofsgroepe vandag is daar nie eintlik 'n konsensus of enigsins sekerheid oor wat beteken hierdie krag van die Heilige Gees nou? Wat kom doen dit nou eintlik? Hoekom versterk dit ons? Hoekom lei dit ons om enigsins 'n verskil in die wêreld van vandag te kan maak? En daarmee saam dink ek ook daar's baie mense wat nog onder die indruk is, maar die krag wat die Heilige Gees ons kom gun, is eintlik maar net mooi woorde om te sê die Here is teenwoordig. Die krag wat die Heilige Gees kom gee is nie eintlik krag nie. Dis maar net 'n pragtige manier om te sê ons is nie meer alleen in hierdie wêreld nie. Nou geliefdes, ons gaan vandag mooi kyk en sien, maar dit is nie wat dit behels nie. Die eerste punt van vandag se erediens. Jesus se laaste woorde, julle sal krag ontvang. Jesus se aardse bediening het om en by 3 jaar, 3,5 jaar gestrek. Bedoelende, vir hierdie tydperk, nadat hy gedoop was, het sy disippels saam met hom geleef, hulle het saam met hom gereis, hulle het van hom geleer. Hulle het gesien hoe hulle rabbi wondertekens in hierdie gebroke wêreld doen, hoe hy werklik 'n verskil maak. Mense het hom begin volg. Maar sy tyd op aarde het stadig maar seker tot 'n einde begin beweeg. En ons lees van die heel laaste vraag wat sy disippels aan hom gevra het. Ek lees vir julle Handelinge 1 vers 6. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Is dit nou die tyd wat u Israel weer gaan herstel na sy vorige glorie toe? En geliefdes, in hierdie vraag leer ons eintlik so baie van die disippels en hulle beskouing wat hulle van Jesus gehad het. Hulle was nog onder die indruk dat Jesus Israel op 'n politiese en 'n nasionale vlak weer gaan kom red, gaan oplig uit hierdie sloot waarin hulle is. Want onthou, die Romeinse ryk het die lande inbeweeg en hulle het dit oorgeneem. En hulle sê toe vir die Israeliete, maar julle kan aanhou om hierdie lande te verwerk. Julle kan aanhou julle ding doen, maar julle gaan vir ons belasting moet betaal. Julle gaan 'n gedeelte van julle opbrengs gaan julle vir ons moet gee. So die Israeliete was onder druk en hulle was op soek na 'n verlosser, 'n redder, wie hierdie Romeinse ryk sal oorwin, sal verpletter en hulle sal weer bo kan uitlig. Vir so lank tydens Jesus se aardse bediening het die disippels passief na Jesus gekyk. Hulle het Jesus passief aanskou vir dit wat hy gedoen het, die wondertekens, die verskil wat hy gemaak het, en hulle was onder die indruk, maar hulle gaan 10-10-1 vir die res van hulle lewe so 'n verhouding met die Here hê. Hulle gaan vir die res van hulle lewe so bevoorreg wees om bloot 'n toeskouer te wees van die glorie en die liefde en die genade van Jesus Christus. Dit is hoekom
hulle Jesus vra, maar Here, is dit nou die tyd dat U koninkryk, die Israel, ons as nasie, as volk, is dit nou die tyd dat U dit weer gaan oprig? En dit is hier waar ons dan Jesus 'n antwoord kry wat sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dis amper asof Jesus vir hulle sê, nee, ek gaan nie Jerusalem nou oprig soos wat julle verwag nie. Ek gaan nie. Maar julle sal krag ontvang. Julle sal in staat wees om 'n verskil te maak in die wêreld van vandag. En dit is hier waar dit vir my baie belangrik is dat ons bietjie onderskeid moet tref tot wat Jesus se woorde werklik hier beteken. Wat beteken dit dat Jesus vir hulle sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle uitgestort word? Baie mense vandag is onder die indruk, maar Jesus wat sê julle sal krag ontvang, is eintlik maar poëtiese taal, pragtige woorde om eintlik net sy disippels aan te moedig om die regte ding te doen. Om hulle moed op een of ander manier te probeer inpraat. Hulle roep tot 'n lewe in God. Daar nie eintlik iets spesiaals daaraan is nie, maar net pragtige woorde waar Jesus hulle probeer regruk tot wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Die krag van die Heilige Gees tot vandag toe nog is nie net bloot 'n aanmoediging nie. Is nie net bloot mooi woorde om iemand die regte pad in te lei nie. As ons na die Grieks gaan kyk, die woord wat hier gebruik word vir krag is dynamis, waarvandaan ons die Afrikaanse woord kry, dinamiet. Bedoelende die krag wat hier beskryf word deur Jesus Christus is nie net een se deursettingsvermoë om die regte ding te doen wat bietjie verbeter of opgeskerp word nie. Nee, maar kragtige, effektiewe werking. Ons wat tot nuwe dinge in staat gestel is deur die Gees wat ons kom versterk. Krag wat ons nie tot ons beskutting gehad het nie sonder die Heilige Gees. Geliefdes, ons moet nooit die krag van die Heilige Gees onderskat en dink, maar nou dat die Heilige Gees uitgestort is en die Gees woon in my, daar's nie eintlik veel van 'n verskil nie. Is eintlik maar dieselfde, is maar net seker bietjie makliker vir my om oor Jesus te praat. Nee. Die Heilige Gees en die krag wat die Heilige Gees ons mee kom vul, stel ons in staat om werklik volgens God se wil te leef. Om werklik sy liefde bekend te kan maak in hierdie wêreld. Dit kom sluit nuwe moontlikhede vir ons oop, wat ons kan benut om Jesus bekend te maak. Of in ander woorde, 'n maklike manier om te onthou die krag van die Heilige Gees. Dit roep ons van toeskouer tot deelnemer. Geef ons die krag om van toeskouer tot deelnemer te groei. Ons is nie meer passiewe waarnemers van God se werk nie, ons is aktiewe deelnemers in sy missie en in sy koninkryk. Wat 'n voorreg is dit nie. Die tweede punt, Petrus, wat Jesus verloon het, getuig nou met vrymoedigheid. Geliefdes, kom ons lees die volgende gedeelte saam, Handelinge 4, vers 8 tot 13. Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk van Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle, die bouers, afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien,
Want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het ook erken, hulle as volgelinge van Jesus. Ek lees tot sover. Hier kry ons 'n pragtige voorbeeld van die krag van die Heilige Gees in werking. Vers 8 begin met die woorde, toe het Petrus vol van die Heilige Gees aan hulle gesê. Petrus is hier besig om die raadslede van die volk en die familiehoofde aan te spreek. En geliefdes, dit is baie belangrik vir my om uit te lig. Petrus is nie besig om 'n vreemdeling langs die straat vinnig aan te spreek oor die ongeregtigheid en wat gebeur het, hoe hierdie man tot genesing gebring is nie. Nee. Petrus is hier besig om die geleerdes van hulle gemeenskap aan te spreek. En hy doen dit met absolute vrymoedigheid, sonder vrees. Onthou, hierdie was 'n man wie gevlug het vir sy lewe. Toe Jesus verhoor was, en hulle het vir Petrus begin sê, maar was jy nie die een wat saam met hom rondgeloop het nie? Is jy nie die een van die volgelinge van Jesus nie? 3 maal ontken hy dit en hy hardloop, hy vlug uit vrees. Hier staan Petrus voor die Sanhedrin, die Joodse raad, 70 geleerde mense, priesters, die oudstes van die gemeenskap, skrifgeleerdes, Sadduseërs, Fariseërs, die vir wie hy oorspronklik bang was, die wie geskree het, kruisig hom toe Jesus verhoor was, die wie die oorsaak is dat Jesus gekruisig was. Hier staan Petrus voor hulle, nie met 'n druppel vrees in hom nie, en hy getuig dat die enigste rede waarom hierdie man genees is Jesus Christus. En geliefdes, boonop dit alles, as dit nie merkwaardig genoeg is nie, Petrus was nie 'n geleerde man nie. Hy was 'n visserman gewees. Ons kan nie met sekerheid sê nie, maar meerderheid van die gevalle in die vroeë jare, 'n visserman het nie nodig gehad om te leer, om te lees en te skryf nie. Was nie nodig nie. Hulle het vis gevang, hulle het dit teruggebring, hulle het dit verkoop en dit was hulle lewe. Maar hier kom Petrus en hy verdedig hierdie saak so, hy beïndruk hierdie groep so. Wat het verander? Hoe het hy van iemand wie gevlug het vir sy lewe, verander na 'n man wie voor 70 geleerdes, die slimste van die gemeenskap, en hy staan daar en hy sê, maar dit is Jesus Christus wat hierdie man genees het. Geliefdes, julle weet wat die antwoord is. Die Heilige Gees se krag het deur Petrus gewerk. Die Gees het vir Petrus van 'n passiewe toeskouer verander tot 'n aktiewe deelnemer in die groter missie van God. En daarmee saam, hy was nie meer bang vir die dood nie, want hy weet wat het Jesus aan die dood gedoen, hy het dit oorwin. Petrus kon niks van hierdie dinge gedoen het voor die uitstorting van die Heilige Gees nie. Was nie volmoontlik nie. So, baie belangrik. Petrus se vermoëns was nie die bepalende faktor, of hy sou kon getuig van die Here of nie. Petrus wat gesukkel het en gestruikel het met wat ook al, was nie die bepalende faktor, of die Gees deur hom sou kon werk of nie. So geliefdes, waarom kyk ons so vinnig vas in ons eie tekortkominge? Waarom in ons oë is ons beperkings die bepalende faktor of ons kan getuig of nie? Waarom hoor ek so gereeld dat mense sê, maar ag nee, ek kan nie dit, ek gaan eerder 'n toeskouer wees. Ek sal eerder maar een kan staan en aanskou hoe ander mense 'n verskil maak, hoe ander mense getuig. As dit so duidelik is, dat Petrus voor die uitstorting van die Heilige Gees dit nie kon regkry nie, maar deur die Gees en die krag van die Gees alleen, kom verander hy, kom getuig hy, is hy vernuwe tot 'n apostel, een wat werklik 'n verskil maak in hierdie wêreld.
Wat van ons begin eerder sê, ek alleen kan nie, maar deur die Gees in my kan ek. Die derde punt, die Gees gee nie net emosionele ervarings nie, maar dit gee ook krag tot ons roeping. Baie gelowiges vandag is onder die indruk dat die Heilige Gees hoofsaaklik geassosieer word met emosionele ervarings, trane, blydskap, oorweldigende vrede en die lys gaan aan. Daar is inteendeel baie kerke wat sy hele bemarkingsstrategie hier rondom gesentreerd is, om mense emosioneel op te sweep en te sê maar dis die Gees wat hulle lei. En dis waar. Die Gees kom raak ons aan op 'n emosionele manier, maar ons tog soveel meer. Die Heilige Gees kom lei ons in die waarheid van God. Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. So deur 'n pad met die Gees te stap, verdiep ons waarheid in God. En wanneer daardie waarheid aan ons geopenbaar word, kan dit vir ons emosioneel wees. Dit kan oorweldigend wees. Maar soos ek gesê het, die krag van die Heilige Gees is soveel meer as dit. Die doel van die Heilige Gees is nie net om ons goed te laat voel nie, maar om ons uit te stuur, om vir ons te gee wat ons nodig het om werklik 'n verskil te gaan maak. Die vroeë kerk, kort nadat Jesus opgevaar het hemel toe en die Heilige Gees uitgestort het, hulle was dikwels in gevaar, hulle was gereeld onder druk en het baie teëspoed beleef. Emosionele troos is nie dit wat hulle op daardie oomblik nodig gehad het nie. Hulle het krag nodig gehad om elke dag weer kon opstaan en aan te hou met hulle roeping wat hulle van God ontvang het. Gaan uit, maak 'n verskil, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dit is presies wat die Heilige Gees kom doen het. In Handelinge 4 vers 31 sien ons hoe die mense wie die Heilige Gees ontvang het, ewe skielik met vrymoedigheid die woord van God begin verkondig het. In Handelinge 15 vers 28 sien ons waar die Gees mense gehelp het om in wysheid op te tree, om hulle naaste in ag te neem met besluite wat hulle gemaak het. In Handelinge 7 vers 55 met Stefanus wat gestenig was. Terwyl hy gestenig was, lees ons dat hy vol van die Heilige Gees was. Hy het opgekyk na die hemel. Hy het God se heerlikheid, God raak gesien in Jesus wat aan die regterkant van God gestaan het. So het hy gesterf. Handelinge 13 vers 2 tot 4 lees ons van nog 'n voorbeeld waar die Heilige Gees Paulus en Barnabas toegerus het om werklik hulle roeping te kon uitleef. Ja, die Gees kom oorweldig ons op 'n emosionele manier. Maar die Gees kom versterk ons ook om ons roeping uit te kan leef. Die laaste punt van vanoggend se erediens. Die vroeë kerk het gegroei deur goddelike toerusting, nie deur menslike vermoëns nie. Handelinge is 'n besonderse boek en dit kom vertel vir ons van hoe die vroeë kerk ontplof het. Die hoeveelheid gelowiges wat tot hulle lewe vir die Here oorgegee, tot bekering gekom het, is duisende. Die vraag is dan, maar hoe het dit gebeur? Jesus het 'n opdrag aan die 12 disippels oorgegee. Hy het opgevaar hemel toe en hulle die krag van die Heilige Gees ontvang en toe het hierdie 12 soveel reg gekry. En die vraag is hoe? Hulle het nie 'n strategiese beplanning gehad nie. Hulle het nie 'n bemarkingsveldtogte gehad nie. Hulle het bloot uitgegaan en het hulle 'n verskil gemaak. Geliefdes, julle weet wat die antwoord is, hoe dit enigstens moontlik is vir hulle, die Heilige Gees. Die kerk, die vroeë kerk en die kerk vandag, is nie gebou op die charisma van predikers soos Petrus en Barnabas en Paulus nie, maar op die teenwoordigheid van die Gees
in 'n gemeenskap, en ek wil dit herhaal. Die kerk is nie gebou op die charisma, die vermoë van iemand om te praat, die woorde wat hulle kan gebruik, die gladde tong, die vermoë om voor duisende mense te staan en te preek nie. Die kerk is nie daarop gebou nie. Die kerk is gebou op die teenwoordigheid van die Gees in 'n gemeenskap. Ek lees vir julle Handelinge 2, vers 42 tot 47, 'n pragtige gedeelte wat hierdie kom ondersteun. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered geword by die gemeente gevoeg. Geliefdes, wat sien ons as ons hierdie gedeelte lees? Wat staan uit? Ons sien 'n gemeenskap wat saam bid. Ons sien 'n gemeenskap wat saam getuig. Ons sien 'n gemeenskap wat saam leef, wat mekaar se laste saam dra, wat God se naam saam verheerlik. Ons sien 'n gemeenskap wat gevul is met die Heilige Gees. Daarom het die vroeë kerk so gegroei, oor die Gees wat betrokke was en deur hulle gewerk het. Ons hak baie kere vas en dink, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie in staat om werklik te kan bydra tot die koninkryk van God nie. Ek kort meer opleiding, ek moet meer Bybel lees, ek verstaan dit nie, ek is nie slim genoeg nie, my eie vermoë staan in die pad. Ek moet eerder maar net 'n deelnemer wees. Ekskuus, 'n toeskouer wees. Ek moet eerder maar net een kan staan en aanskou hoe alles gebeur. Geliefdes, God se metode is anders, werk anders. Hy kom gee sy Gees, en daarom is ons nou toegerus. Ek herhaal wat ek vroeër gesê het, die bepalende faktor tot ons wat kan getuig is nie ons vermoëns nie, maar eerder ons gewilligheid, dat die Gees deur ons kom werk. Laat die Gees ons werklik kom vervul en 'n verskil maak in hierdie wêreld. En of ons werklik glo, laat ons dit kan doen. Geliefdes, ek sluit af. Jesus se laaste woorde geld tot vandag toe nog. Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Kom ons laat sy laaste woorde, die woorde wat hy gedeel het met sy afskeidsmoment, ons tot vandag toe nog bepaal. Laat ons dit sal aangryp en ons eie waarheid maak. Dat dit ons sal roep en versterk om as getuies in hierdie wêreld te dien. Ons het nie nodig om charismaties te wees nie. Ons het nie nodig om uitsonderlik te wees nie. Ons het nodig om beskikbaar te wees. So eenvoudig soos dit. God kies nie die bekwaamstes nie. Hy bekwaam die wat hy kies. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie dat U ons steeds kies. Dankie dat U ons steeds gebruik. Maar kom maak asseblief ons oë oop.
Ons beperk baie kere U werking in hierdie lewe en deur ons. Ons beperk dit deur na ons eie tekortkominge te kyk. U is soveel groter as dit wat tot ons in staat is. Help asseblief dat ons ten alle tye beskikbaar sal wees, dat die Gees deur ons werk, dat die Gees ons sal lei, ons sal versterk in die pad vorentoe, en dat ons in hierdie gebroke wêreld kan intree en daar waar ook al ons is, dat ons as 'n helder lig sal skyn, as die bron van waarheid, en ander mense sal lei na U toe. Dankie vir hierdie besonderse voorreg. Maar help asseblief dat ons dit ook sal aanskou vir wat dit werklik is, 'n verantwoordelikheid, 'n opdrag van U. En deur die Gees is hierdie opdrag moontlik. Help asseblief dat ons sal deelneem, dat ons nie alles bloot net sal aanskou nie, maar ware deelnemers sal wees, die wat U koninkryk bevorder, en dat ons ook so sal beweeg na 'n tyd waar elke tong sal getuig en elke knie sal buig, en getuig dat U ons enigste verlosser en Here is. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. Geliefdes, soos julle so sit, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat julle kom versterk om werklik aan sy koninkryk te werk, sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.